Volspoed, episode 2. Dr. Christo Du Plessis stap met 'n beker koffie by sy agterdeur uit. Voor hom is die mini-hoofstraat van die eiendomsontwikkeling wat sy pa destyds hier op die 3 klein hoeves wat hy gekoop het, begin het en so byna daarmee bankrot gespeel het. Besigheidsman in hart en siel, Nes, sy oudste seun en naamgenoot Frank. Dit is nou deel van die groter Hammanskraal. Aan Christo se linkerkant, ongeveer 7 huise aan, oorkant die straat, is Ouboet se huis, die groot huis met sy 5 slaapkamers, die een wat pa vir hom en ma gebou het. Groot genoeg vir 'n gesin met 3 kinders, sodat daar 'n spaarkamer ook kan wees. Al kla Frank se wederhelfte nou, dat daar eintlik nog 'n badkamer moes gewees het, met 4 kinders, 3 dogters en 'n seun, jy weet. Maar Christo weet nie regtig nie. Hulle was mos 3 seuns, wyd gespasseer in jare en die badkamers was genoeg. Frank het die plek oorgekoop en pa het toe vir hom en ma 'n kleiner plekkie gebou. 2 slaapkamers, elkeen met 'n badkamer, niks spesiaals nie, net prakties en met 'n eislike groot erf, sodat hy sy vrugtebome kan plant. Hierdie een wat Christo later by die nuwe eienaars teruggekoop het. 'n paar jaar nadat pa en ma na die oog verhuis het. Dit is waar hulle nou bly, in daai veiligheidsoord naby Naboomspruit. Net soos hulle verseg Christo om die nuwe name van plekke te gebruik, wanneer hy nie amptelik aan diens is nie. Die GPS het mos al lankal van die ou name vergeet. Christo het 4 uur vanoggend ingekom, sy skoene en klere by die agterdeur afgestroop en deurgestap om te gaan stort. Sy oranje oorpak is vol bloed en sy skoensole het gegirts van die glasstukke waarin hy deur die aand getrap het, soos altyd wanneer hy van diens afkom. Hy het op sy bed neergeval om 'n 2,5 uur slaap in te kry, want sy ingeboude kophorlosie sou hom vanselfsprekend weer 6:30 uitjaag. Nou staan hy in 'n denim en swart langmou polo-nek T-hemp hier op die stoep. Dit is cool, party mense sal dink dit is al koud. Die lug byt, maar deur die jare het Christo geleer om terug te byt, op sy tande te byt en uit te klim in die middel van chaos. Daar waar die bloed loop, kom hel, kom hoë water, kom wind en dalk so af en toe so waar 'n bietjie sneeu. Christo is 43 jaar oud, maar die lewe het al 'n voortjie of 2 op sy gesig gebytel. Ma het altyd gespot dat hy haar mooi, amper laatlamseun is, die een wat die dogtertjie moes gewees het. Frank, Ouboet, is 51, Bobby, die middelseun, 49, maar vader, sy dank, dat hy nie 'n vrou is nie. Christo is 'n man, een wat in hierdie stadium nie eens van vroue hou nie. Maar dit maak nie van hom 'n gay ou nie. Hy is op hierdie stadium net glad nie, in daardie deel van die lewe nie. Vroue beteken moeilikheid, soos die een wat hy 6 jaar gelede geskei het. Kan jy glo dit is al 6 jaar? Vra hy vir die kaal gat perske boompie, wat pa daar langs die paadjie wat na die voordeur te loop geplant het. 'n winterwindrilling gaan deur die boom. Nie eens die boom wil van Godzilla onthou nie. Die hek van die groot huis 7 erwe oorkant hom gaan oop. Ouboet Frank kom met haastige tree aan. Hy kyk nie links nie, hy kyk nie regs nie, maar hy is bewus van sy broer daar op die stoep, want sy stem kom na hom toe aan. "Môre, Christo." Frank, hy lig sy koppie. Hulle vra nie hoe dit met mekaar gaan nie. Hulle sien mos, ons is nog met ons, sê daai oor en weer groetery aan mekaar. Net toe kom Panda en Esta by die hek aan. Panda kom Saterdag en Sondagoggend vroeg om die BMW te was en skoon te maak. Panda haal die matte uit, vervang die plastiek op die sitplek en maak seker dat die bak agter weer respektabel gepak is. Dit is hy wat Christo se skoene ook weer leefbaar moet maak. Panda werk van 7 tot 10.
Dan maak hy klaar, want dan vat Christo weer pad, as hulle hom iewers nodig het met die BMW. Esta maak hy skoon tot so 2 uur. As Christo dan nog nie terug is nie, sluit hulle die deur en gooi die kombuis se sleutel by die venster in. Dan is mos een aan sy BMW kar sleutels ook. Die groetritueel met Panda en Esta is baie meer beskaafd. Hy sê, "Môre Panda, môre Esta, hoe gaan dit met julle?" "Nee, goed, dankie meneer dokter, en sy selvers?" vra hulle dan gelyk. "Goed, dankie," sê hy, en dan vra hy, "En met die kinders?" "Stout, maar baie goed, dankie meneer dokter." Nou praat Panda weer, "Besige aand gehad jy meneer dokter?" Want hy weet mos, hy hoor van alles wat gebeur. Hy het lankal vir homself 'n radio aangeskaf, of dalk geneem, sodat hy op die regte frekwensie kan inluister op die nooddienste se gesprekke. "Ek het gehoor van die kop aan kop daar by die 4 stop, en die spikes op die Polokwane Highway, motorfietsryer wat daar geval het, en jy's nog besig met hom, toe tref en trap 'n bussie, 'n toeskouer, dat hy amper onder julle voete beland, mors dood op slag. Hierdie wat jy doen, dokter, is gevaarlike werk." Ja, en duidelik gevaarlik vir die toeskouers ook, wat 'n ongelukstoneel so kom toepak. "Die mense leer nooit," antwoord Christo. Hy skenk sy laaste bietjie koffie vir die appelkoesboompie. Hy hou van moerkoffie, daai in die sakkies, maar selfs met sakkies bly daar altyd 'n klein bietjie vaste stowwe in die beker agter. "Hulle kyk wat hulle daar kan skor, hulle staan nie net vir die ongeluk en kyk nie," verklaar Panda. "Gaan meneer dokter dan 10 uur weer terug na die kliniek toe?" vra Esta. "Ja, net so vir 'n uur of 2, sê hy. "Nee man dokter, bly nou 'n slag op 'n Saterdag by die huis en slaap lekker uit. Daar is ander wat jou kan aflos meneer dokter, jy hoef nie oral te wees nie. Buitendien, kyk wat het ek gebring, dit kom van my boom af." Panda lig die plastiek sakkie wat hy met hom saamdra. Daar is 4 avokadopere in, ryp avokadopere. Sy pere begin elke jaar val, lank voor Christus sin in die agterplaas reg is. Panda se boom is 30 jaar oud. Christus sin ongeveer 7 jaar, geplant net voor sy pa en ma aftreeoor toe is. "Dankie ou maat, 'n lekker ryp avokadopeer op roosterbrood met 'n gebakte eier. Stap deur solank, ek is nou by julle." "Eier Benedict, ek gaan eers vir meneer dokter kos maak, voor ek begin huis skoonmaak," sê Esta soos altyd. Alles voel so normaal. Panda wat die kar hier kom skoonmaak, met Esta wat op 'n Saterdag by is, nou al vir 4 jaar. Hulle werk albei by die kliniek ook. Die ambulanse en voertuie se skoonmaak is Panda se job elke dag. Esta maak ook daar skoon, en sy maak tee, en sy maak die kombuis aan die kant, maandag tot Vrydag. Maar vir die mense wat gisterand deur Christus se hande is, of voor dit reeds die ewigheid in is, en hulle families, sal niks ooit weer normaal of dieselfde wees nie, besef hy soos elke dag na 'n aand van hel. Du Plessis en Seuns se besigheid is ongeveer 'n rugbyveld ver straat af van die groothuis af. Dit was eers oupa Doep se besigheid, van daardie en Seuns, maar net pa het in die besigheid oorgebly, besluit klein Renier. Oom Christo bly deesdae ook weer hier, in oupa en ouma se ou huis, straat af van die winkel af, 4 huise van pa se groot warehouse kruidenierswinkel af, en op die ander hoek, daar vandaan af, is die volstasie wat ook aan pa behoort, wat die mense by hom huur. En daar is oom Christo, soos baie ander Saterdae, op daardie oomblik op sy stoep. Hy ontvang sy Saterdag werkers altyd van die stoep af, en dan waai Renier vir hom. Hy en Viv is nou net op pad verby. "Is julle laat?" vra oom Christo lachend. "Sterkte en lekker werk, jong man."
Nee oom, ons is nog nie laat nie, ons is net na pa, en dit is in elk geval moeilikheid, roep Renier ook met 'n lag in sy stem uit, en toe begin hy hardloop. Nou maar wikkel meneer, en lekker werk. Môre oom Christo, roep Viv ook uit, en Renier verdubbel sy pas. Sy sussie moet nou nie hier by haar geliefde oom staan en vashaak nie. Hy wonder hoe hulle Saterdag sou gewees het, as hy al in Amerika gebly het, soos pa se middelste broer oom Bobby. Oom Bobby is 'n wêreldbekende resiesjaar. Tussendeur doen hy so af en toe stunt driving in Hollywood. Iets wat al hoe meer deur AI oorgeneem gaan word in die toekoms, vertel oom Bobby se seun Robert hom. Bobby Duplay, soos wat sy oom daar bekend is Renier se hero. Hy het selfs NASCAR gejaag en in Le Mans. En hoe wens Renier nie, dat hy liewers deel van dit alles kon wees, elke Saterdag nie. Dit is nie dat hy nie van sy pa hou nie. Dit is veral ook nie dat hy nie van sy ma hou nie. Hy is eintlik baie lief vir sy ma, en sy sissies sê, ma trek hom voor. Maar hy het hoeveel dae gewens dat hy eerder een van oom Bobby se seuns was. Hy het in elk geval baie meer in gemeen met oom Bobby as met sy pa. Oom Bobby se enigste regte seun, Robert, gaan beslis eendag Formule 1 jaag. Sy pa push hom. Sy neef is 2 jaar ouer as hy, 16 jaar oud, en een van Renier se Facebook-vriende. Hulle kommunikeer gereeld op Facebook en op WhatsApp. Hulle kommunikeer in Engels. Robert sê, as hy wat Renier is, homself in die motorsportwêreld in Suid-Afrika bewys, sal hy hom eendag help om in Amerika te kom jaag. Amerika klink goed. NASCAR is die heel beste. Renier sal so besig wees met karre, dat hy beslis nie na sy familie sal verlang nie. En hy sal soveel geld maak, dat hy 1 keer 'n jaar sal kom kuier, vir sy ma, vir sy susters en vir oom Christo. Hy sal sy besoeke so beplan, dat dit in sy pa se werksure gebeur. Dit is in elk geval byna 24 uur van die dag, want pa is 'n werksverslaafde. Jy werk vir geld. Motorsport is nie werk in pa se oë nie. Motorsport is net 'n droom. Sy pa glo mos dat sy motorsportdroom nooit sal kan waar word nie. En al is hy hoe mal oor oom Christo, en al noem hulle hom die laagvleende nooddienste dokter van die omgewing, is die man self 'n bietjie van 'n doemprofeet. Hy vertel gedurig vir Renier dat karre en motorfietsse wat te vinnig ry, missiele is wat moordwapens word in roekelose hande. Vra hom, hy sien elke dag die resultate. Oom Christo was op 'n stadium 'n skatryk en getroude dokter met 'n vrou wat soos Margaret Gardner lyk. Nie dat Renier 'n koek en klo het wie of wat Margaret Gardner eens was nie, maar toe die beeldskone pop, wat oom Christo se vrou was, hom gelos het, het sy glo hulle kasteel in Nelspruit se miljoene gevat en Australië toe uitgewyk, aldus ma. Oom Christo mors nou al sy liefde en kennis op die sendinghospitaaltjie hier, met 'n ambulansdiens wat funksioneer tussen hier en Bella Bella. Sy wêreld is seker maar klein, in vergelyking met Margaret Gardner, sy ex-vrou, wat intussen mos op 'n eiland ook hier naby gaan bly. Deesdae haat oom Christo vroumense, behalwe as hulle siek of half dood is. Hy haat veral mooi vroumense. En Renier stem nogal met sy oom saam. Mooi vroumense en meisies is probleme. Sy mooi susters gee sy pa vele probleme, en dan moet Renier die pak namens hulle vat. Kyk net, hoe het juffrou Campbell sy naam Tottie gemaak voor die klas, en wie het die hardste gelag? Vanessa Marie, die mooiste meisie in die klas. Renier stap by die gebou in waarop geverf staan Du Plessis en Seuns Cash and Carry, en wonder vir die hoeveelste keer wanneer sy pa die S van die Seuns gaan toe verf.
Sy pa het net een seun, en daai seun is hy wat Renier is. En dit is 'n ou wat baie positief is, dat hy nie die nuwe Du Plessis, wat Du Plessis en seun gaan wees nie. Al is dit 'n uitstekende besigheid, wil hy nie kruideniersware en meubels verkoop vir 'n lewe nie. Hy gaan eerder 'n beroemde renjaer word, soos sy oom Bobby en sy neef Robert. Hy het lankal sy skuilnaam ook uitgedink. Hy gaan jag as René Dopley. Boiling is klaar besig om gemerkte bokse agter in die trokkie te laai. Die bokse is gemerk 1 tot 50. Bokse nommer 50 word laaste afgelaai en Boiling pak dit deur agter teen die kajuit om laaste uitgelaai te word. Boiling is Renier se pa se vernoot Jack se Linda se seun. Op 20 het Boiling 'n rybewys en hy droom om eendag sy eie taxi te besit. Renier en Boiling het 'n wonderlike, geheime, simbiotiese verhouding. Mens kan amper sê, Saterdag is Boiling se dag af, want nie hy of Renier kan wag dat hulle agter die naaste geboue verdwyn, waar hulle sitplekke omruil nie. Hammanskraal omgewing lê wyd, en roete nommer 1 is suid in Pretoria se rigting, Rooiwaal. Dit is waar Renier die kar gesien het, en dit is ook die rigting waarin Boiling se nuwe girlfriend bly. Dit is hoekom Boiling die trokkie se neus onmiddellik daardie kant toe draai. Hulle ry verby die volstasie, die oomblik waarop Jakes Venter met 'n polities korrekte gesig uit die werkswinkel kom. Een kant 'n pikswart olieveeg, die ander kant blinkwit gesweet onder 'n welige rooibruin boskaas. Jakes het 2 jaar in graad 7 vasgehaak en na 4 jaar in die hoërskool, waarvan die grootste gedeelte in graad 8 was, het hy opgeskop. Of hy's gevra om te gaan, aangesien hy in daardie stadium meer gries as ink op sy boeke gesit het. Sy laaste hoërskooljaar was in Alicia se klas in Gerrit Marits. Jakes het haar gelike. Sy het vertel, hy sak! Hy was 18! Die ander kinders in die klas was 14. Jakes is nou 22. Die afgelope 4 jaar doen Jakes sy appie-ship by die garage, alhoewel oom Christo volhou dat die baas van die werkswinkel eerder by Jakes 'n paar dinge kan leer. Hy hou Jakes terug, sodat hy hom net peanuts en bier kan betaal. Gee vir Jakes 'n boomstomp, sit wiele en 'n piston aan en Jakes sal hom gestart kry. So jammer dat soveel talente hier op Hammanskraal begrawe word. Merk oom Christo altyd op as iemand vra hoekom Jakes die enigste man is wat aan oom Christo se Land Rover dubbelkajuit bakkie mag werk. Jakes se familie is baie arm. Sy pa is jare terug oorlede en sy ma het 'n moeder van 'n drankprobleem. Maar dit is nie hoekom Renier vir Jakes 'n vinger wys wat saak maak nie. Die man maak altyd asof hy beter is as hy wat Renier Du Plessis is. Hy het eendag gesien hoe Renier vir Boiling aflaai en aanry en gedreig om hom te gaan verklik, omdat hy sonder 'n lisensie ry. Hy wil seker in pa Frank se goeie boekies kom. Hy kan maar vir pa Frank kry, want pa is beslis nie lief vir sy enigste wettige biologiese seun nie. Dit weet Renier met sekerheid. Om die volgende draai hou Boiling voor Susie se huis stil. Hou jou foon aangeskakel en moenie te veel draaiery nie. Jou gatvelle kan weer teruggroei as jou pa dit aftrek, maar waar gaan ek weer 'n job as 'n drywer kry? Vra Boiling. Moenie worry nie, Boiling, ek wil self nie pyn nie. Renier skuif agter die stuurwiel in. Hy sluit die trok aan en nadat hy die eerste bokse afgelaai het, hou hy voor 'n hek stil. Op die hek is 'n handgeverfde bordjie wat lees Fusie's Car Cemetery. Party letters is in hoofletters en die begraafplaasgedeelte is hopeloos verkeerd gespel. Cemetery in plaas van cemetery. Maar die prentjie voor hom vertel vir Renier dat meeste van hierdie eisters
hulle laaste rusplek agter hierdie vervalle houtheining en Oogiestraat loerplekke gevind het. Dit is tussen al daardie karwrakke waar die wit Nissan GX Coupé soos 'n moderne ruimtetuig tussen perdekarre uitstaan. Renier sien al hoe gaan hy met hom om die baan by Mahem ry. Man en voertuig 1 word vervolg.